Goeiedag. Ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle. Ek wil vandag 'n bietjie stil staan by jou en ek wil vir jou vra, wat is jou gemoedstoestand? En wat se gemoed is jy vandag? En dis maklik wanneer dit goed gaan met iemand om die Here te loof en te dien. Dis maklik wanneer jy op jou hoogtepunte is om vir iemand te vertel hoe goed die Here is. Maar ek wil vandag 'n bietjie met jou gesels en ek wil by jou hoor, voel jy dalk jy's in 'n seisoen wat jy voel nooit gaan einde kry nie? Voel die berg vir jou werklik net te groot? En jy voel die Dawid in jou is nog nie wakker gemaak nie vir hierdie Goliat wat voor jou staan. En jy voel dalk jy wil opgee en jy is moedeloos en magteloos in hierdie seisoen van jou lewe. Ek wil jou vandag graag herinner aan Romeine 8 vers 36 en daar staan geskryf dat dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge, nie net van dit nie, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. En ek wil vandag daar stil staan, ek wil vir herinner aan, maak nie saak waartoe jy gaan vandag nie, maak nie saak in wat situasie is, of wat jou huislike omstandighede is nie, hou vas aan die Here. Weet, ek het enige preek geluister, nogtans, maak nie saak waartoe jy gaan nie, maak nie saak in wat situasie of jou omstandighede is nie, nogtans sal ek die Here dien. En in daai woord het vasgesit en ek hoop dat dit vandag ook by jou sal vassit. Nogtans sal ek die Here dien. En ek gaan nie vir jou sê om die Here te volg en om 'n pad met Jesus stap is maklik nie. Ek kan dit nie vir jou sê nie. Want dit is op hierdie pad wat jy getoets word, wat jy geloof kan toets word. Wat gaan toets of jy die geloof van 'n mosterdsaad het. En hoe nader jy aan die Here beweeg, hoe meer jy smag na Jesus se liefde en sy genade vir ons, hoe meer jy meer van U wil hê, of meer van U en minder van my, hoe meer jy op hierdie pad stap, gaan jy sien die aanvalle word nie net meer nie, maar dit word sterker. En dit is nie altyd dat die aanvalle van die vyand deur vreemde mense kom nie. Dit gebeur soms in jou kring, dit gebeur soms in jou huis. Dit gebeur soms, daar's 'n ou gesegde wat sê die mense die naaste aan jou maak jy die seerste. En ek wil vandag vir herinner dat daar is niks in hierdie skepping wat werklik jou liefde kan skei van God se liefde nie. Daar's niks wat jou kan skei van God se liefde vir jou nie. En vir solank as wat jy vashou aan Jesus en die pad met Jesus sal stap opreg volhard, sal hy altyd daar wees. Maak nie saak hoe groot die berg voor jou lyk nie. Maak nie saak hoe groot die Goliat voor jou is nie. Daar's 'n koning in jou. Daar's liefde in jou. Daar's Christus in jou. En wanneer jy stap met mag en autoriteit, moet dit nooit ooit vergeet nie. Hou vas aan hierdie liefde wat God vir jou het, want sy genade is genoeg. Jy sal nooit kry 'n ouer gaan laai sy kind by Spar af en ry nie. Vandag se wêreld weet mens maar eintlik nie. En dis hoekom ek so dankbaar is dat ek 'n lewendige God dien en nie die wêreld nie. God sal jou nooit alleen los nie. Hy sal jou net los in die wêreld dat die mense oor jou loop en maak soos wat hulle wil nie. God sal nie, hy sal jou die krag gee om deur te kom. En hou vas net aan die Here. Maak nie saak wat jy voel op hierdie stadium of hoe jy voel op hierdie stadium. Hou vas aan die Here. Nou vas in Romeine 8 vers 36. Daar is niks wat ons kan skei van die liefde van God nie. En sy liefde sal ons deur enigiets dra. Maak nie saak deur wat se vallei jy gaan nie. Al gaan jy deur doodskare, sal hy altyd by jou wees. Hou vas net aan hom.